Geliefdes, ons toetrede tot vanmôre se erediens kom daaruit gesang 512. Nou 512 het eintlik nou maar half tradisioneel en in gebruik gegaan as 'n, kom ons noem dit maar as 'n begrafnisgesang, maar is soveel meer. Dis ook eintlik 'n toetrede gesang en soos dit ook in die liedboek ook verwoord is as 'n lied van geloof en vertroue. En dis 'n pragtige gesang. So kom ons sing nou as toetrede gesang 512 strofes 1 en 2. Dankie dokter. Broers en susters, verskoon my nou maar vir die volgende opmerking. Maar waarom kan ons nou nie elke Sondag so sing? Asseblief, dit was regtig pragtig. Kry sommer hoendervleis, baie dankie. Kom ons sing elke gesang vanmôre en elke Sondag, soos ons hierdie sopas gesing het. Maar geliefdes, die Here sê vir ons in sy woord. Hy sê, ek is vir julle 'n toevlug en 'n beskerming. Ek was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom hoef julle nie bang te wees nie, al gee die aarde pad en al skuif die berge tot in die dieptes van die see. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Here uit Gesang 203, strofes 1 en 3.
Broers en susters, volgende week vier ons as gelowiges nagmaal. Dit beteken dat ons in die komende week selfondersoek sal moet doen. Kom ons luister wat hierdie selfondersoek behels volgens die formulier van die nagmaal. Ten eerste moet ons elkeen nadink oor ons sonde en verlorenheid, sodat ons kan besef hoe veragtelik ons voor God is en dat ons voor God moet verootmoedig. Die toorn van God teen die sonde is immer so groot dat hy dit in sy geliefde seun Jesus Christus met die verskriklike en veragtelike kruisdood gestraf het, eerder as om dit ongestraf te laat bly. Ten tweede moet ons elkeen vir ons duidelikheid kry of ons die vaste versekering van God glo dat al ons sondes slegs op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is. Verder of ons glo dat die vryspraak van Christus vir ons bewerkstellig het, so volkome deur God aan ons geskenk is, asof ons self vir al ons sondes betaal en ons saak met God reggemaak het. Ten derde moet ons elkeen onsself eerlik vra of ons van nou af hieroor aan God dankbaarheid gaan bewys en dit vir ons hele lewe sal openbaar deur opreg voor hom te lewe. Verder of ons eerlik alle vyandskap, haat en nyd uit die weg sal ruim en 'n ernstige voorneme het om voortaan die ware liefde en eengesindheid met ons naaste te lewe. God wil almal met so 'n gesindheid en houding in genade aanneem en as ware tafelgenote van sy seun Jesus Christus aanvaar. Daarteenoor sal diegene wat nie hierdie gesindheid en voorneme het nie, by hulle self vind nie, die oordeel van God oor hulle bring as hulle aan die nagmaal deelneem. Daarom wil ons dan in ooreenstemming met die bevel van Jesus Christus en die apostel Paulus almal wat die volgende sondes doen, waarsku om nie aan die nagmaal van die Here deel te neem nie en aan hulle verkondig dat hulle buite die ryk van Christus verkeer. Ons praat van mense wat ander gode as die een ware God glo. Mense wat afgestorwenes, engele en ander geestelike wesens en dinge om hulle bystand aanroep. As ook mense wat aan afbeeldings eer betoon. Verder, almal wat hulle met towery, waarsêry ophou, wat diere, mense of dinge sodanig besweer en almal wat daarin glo. Almal wat God, sy woord en heilige sakramente verag, as ook almal wat teen God laster. Voorts, almal wat skeuring in die kerk of revolusie teen die staat wil veroorsaak. Almal wat myn-eed pleeg en almal wat die gesag van hulle ouers, meerderes en owerhede misken. Hierby ook moordenaars, bekleiers, rusiemakers en die wat in haat en nyd teenoor hulle naaste lewe. Laastens ook hulle wat egbreek pleeg, die huwelik misken en onsedelik lewe. Ook dronkaards, diewe, uitbuiters, rowers, dobbelaars, huigelaars en almal wat in dergelike afstootlike lewe lei. Hierdie mense moet solank hulle in sulke sondes volhard, hulle van die gebruik van die nagmaal weerhou, sodat die oordeel en ewige straf van God oor hulle nie nog swaarder word nie. Christus het immers sy nagmaal ingestel vir die wat in hom glo. Nou dat ons weet wat ons as gelowiges verwag word met die oog op volgende week se nagmaal, kom laat ons nou ook ons lewens meet aan God se wet en kyk of ons lewe in ooreenstemming met God se wil is. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie,
want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of jou bees of donkie of enige van die vreemdelinge by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Broers en susters, met die aanhoor van die formulier en die wet kan ons nie anders as tot skuldbelydenis oor te gaan nie. Kom ons voortmoedig onsself voor God met die sing van Gesang 238, strofes 1, 3 en 5. Broers en susters, nadat ons skuld voor God in die lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof dan nou soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou uit Gesang 454, strofes 1, 2 en 3. Gemeente, voordat ons vanmôre die Here se woord gaan oopmaak en daaruit gaan saam lees, terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. Here, ons God, ons rots, ons anker. Vader, ons dankie dat ons vanmôre kon ontwaak en kon voorberei om hier te mag wees. Om te kan inluister, om te kan deel wees van hierdie ontmoetingsgebeure. Vader, om te leef is om voor te berei. Daarmee word ons daagliks gekonfronteer en ook soms mee vermoei. En dan hier op 'n dag soos hierdie, waar ons ook weer met 'n voorbereidingsdiens gefokus is op die naderende nagmaal, kom die vraag by 'n mens op: is ons voorberei? Kan ons ooit werklik voorbereid wees? Ja, Heer, U ken elkeen van ons wat vanmôre hier sit en inluister. U ken ons lewens. Ja, Here, U weet hoeveel tyd ons al spandeer het en planne gemaak het en geld spandeer het. Raadgewers gaan raadpleeg het, alles pogings om voorberei te wees vir daardie onvoorsiene. Maar dan moet ons ook maar erken dat ons nooit werklik ten volle voorbereid kan wees. En dit
het maar te maak met ons aardse bestaan en ons aardse oorlewing. Hoeveel te meer, Vader, nie in ons geloof nie. Daarom hier die vraag, want dit pla en dit roep diep. Wie van ons kan werklik voorbereid wees om volgende week aan u tafel te kan kom aansit? Here, en dis met hierdie vraag wat ons vanmôre u woord benader. En daarom bid ons. Spreek tot ons, Here. Gee vir ons daardie antwoord, daardie bemoediging wat ons nodig het. Maar daarmee saam ook bid ons vir ons broers en susters wat siek is, wat deur moeilike omstandighede gaan. Daar waar geliefdes vooruitgegaan het, o Heer, bid ons vir vertroosting, bemoediging, maar ook daar die vaste sekerheid met die wete dat u seun die dood oorwin het en dat geen dood en geen helse mag 'n geliefde van ons kan kom wegruk nie. Maar dat dit u is wat kom neem en dat dit u is wat kom verlos. En daarmee saam ook, Here, mag ons ook nooit vergeet dat die swaar en die pyn en die lyding wat ons soms in hierdie lewe moet deurgaan, nie opweeg teen die heerlikheid wat op ons wag nie. So beloof en verseker u woord ons. En ons bid, Here, dat u Gees dit ook daagliks in ons harte sal duidelik maak en sal duidelik spreek teen die geraas van die wêreld in. Vader, ons bid, maak dit rustig in ons. Gee ons 'n ontvanklike ingesteldheid om u woord vanmôre te hoor. En ons bid dit in die naam van ons Heer, ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons maak vanmôre die Here se woord oop. En ons gaan saam lees weer uit die evangelie volgens Lukas. Die laaste tyd lees ons nogal 'n bietjie baie uit Lukas uit. Altyd 'n interessante evangelie. En ons lees daar uit hoofstuk 22 daarvan af vers 7. 'n gedeelte of 'n gebeurtenis wat deel vorm van 'n baie belangrike en 'n baie bekende gebeurtenis rondom die instelling van die nagmaal, maar die aanloop tot hierdie instelling van die nagmaal gaan soms by 'n mens verby. Want die opskrif wat die vertalers destyds vir hierdie perikoop gegee het is voorbereiding vir die Pasga. Ons lees dan nou saam daarvan af vers 7. Die dag van die ongesuurde brood, waarop die Pasgalam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes met die woorde: gaan berei vir ons die Pasga voor, sodat ons dit kan eet. Hulle het vir hom gevra: waar wil u hê moet ons voorbereidings tref? En hy antwoord hulle: kyk, sodra julle die stad binnegaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra julle tegemoet kom. Volg hom na die huis waar hy ingaan en sê vir die eienaar van die huis: die leermeester vra u, waar is die gastekamer waar ek die Pasga saam met my disippels moet eet? Hy sal vir julle 'n groot bokamer wys wat reeds ingerig is. Daar moet julle voorbereidings tref. Hulle het vertrek en dit net so aangetref soos wat die Here vir hulle gesê het,
en hulle het die Pasga voorberei. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Die Here se woord is lewend en die Here se woord is kragtig en die Here se woord beoordeel ook so die bedoelings van ons hart, maar ook van ons gedagtes. Geliefdes, ons gaan nou weer saam sing daar uit die pragtige gesang 4-2-1 en ons sing daar saam strofes 1, 2 en 3. Ons het hom ook donderdag gesing met die Hemelvaartsdiens. Dis 'n pragtige gesang en ons sing daar al 3 die strofes saam van gesang 4-2-1. Dankie dokter. Gemeente, die teksvers vir vanmôre se prediking kom daaruit vers 8. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes met die woorde: gaan berei vir ons die Pasga voor, sodat ons dit kan eet. Gemeente, wat word bedoel met voorbereiding? En in die besonder met 'n voorbereidingsdiens ten opsigte van die nagmaal. Ja, by ons as kerk binne die reformatoriese tradisie, ons as hervormers, is dit so deel van ons kerk wees, gewoonte wees, dat daar altyd voor nagmaal 'n voorbereidingsdiens gehou sal word. Ons sou dit selfs 'n tradisie kon noem. Maar het u al ooit werklik daaroor nagedink wat hierdie voorbereiding behels? Sou ons terugkyk na die verlede, was dit gewoonlik die geleentheid waar die kerkraad met die ouderlinge deur die gemeente sou beweeg en lidmate sou oproep na die nagmaaltafel. In daardie week voor die nagmaal sou daar uit die aard van die saak ook bepaalde voorbereidings getref word, menende eenvoudig dat daar
daarom vars en genoeg brood sou wees, gesny sou wees, dat daar genoeg nagmaalwyn sou wees, dat dit wat ons by die nagmaal gebruik, die kleedjies, die tafeldoeke, skoon sou wees, dat die stoele en so meer gereed sal gewees. En gewoonlik op die Sondagmôre voor die nagmaal, dan is nagmaal dan nou gewoonlik die tafels in gereedheid gebring deur die diakens. En dan is daar iewers in die prediking in die voorafgaande week genoem dat ons 'n bietjie sal moet gaan nadink oor die nagmaal van volgende week, menende, maar weer 'n bietjie selfondersoek. Daarom is dit ook die gebruik van dat ek met my bediening begin het, dat die voorbereidingsgedeelte altyd gelees word tydens hierdie diens by monde van die ouderling. Die arme ouderling wat dan baie langer moet voorlees as gewoonlik. Maar nou kom die vraag, is dit die voorbereiding? Teologies gesien, of kom ons verwoord dit eers anders, sou mens die vraag kon vra, maar waar in die Bybel lees ons van hierdie voorbereidingsdiens? En dan is daar 'n teks soos hierdie wat by 'n mens sou opkom. Maar moet ons ook eerlik wees met die eksegese of die lees van hierdie teks, gaan dit oor die voorbereiding van die Pasga of die Paasmaaltyd. Net teologies gesien, en dit het ons ook vanmôre weer gehoor by monde van die ouderling, vorm die voorbereidingsgedeelte eintlik deel van daardie eerste deel van die Heidelbergse katekismes, wat handel oor die mens se sonde en die mens se verlorenheid. Ons het dit vanmôre ook gehoor, hoe veragtelik ons sondes en ons as mens voor God is, en dat ons moet daaroor nadink, dat ons eintlik verlore is. Maar dit eers daar gelaat, broer en suster. Kom ons fokus vanmôre op hierdie gedeelte, want daar kan ons uit hierdie gedeelte iets beter verstaan rondom hierdie voorbereidingsgedagte. Want ons het ook vanmôre harde woorde gehoor van mense volgens die nagmaalsformulier wat hulle liewers van die nagmaal moet weerhou. Nou in daardie tyd weet ons dat mense het van heinde en verre in daardie stadium, kom ons sê nou maar, van die Romeinse ryk af, van ver af na Jerusalem toe gereis om hierdie Paasfees of die fees van die ongesuurde brood, soos dit ook bekend gestaan het, te gaan vier. En hierdie fees het natuurlik gefokus op daardie redding van God destyds met die Israeliete uit Egipte. Dit was sentraal en deel van die Joodse volk se erfenis. Dit was ook sentraal deel van hulle godsdiens en hulle geloofsbeoefening. Dit is 'n saak wat nie net 'n tradisie was nie, maar dit was 'n saak van trots en 'n saak van verantwoordelikheid en natuurlik ook 'n saak van 'n heenwyse na uitkoms en redding. En op daardie stadium het die volk natuurlik daarna gesmag en daarna verlang, want hulle was geonderdruk deur die Romeine, deur hierdie vreemde moondheid. En die verwagting was dat die Messias sy verskyning in Jerusalem sou maak. En watter tyd sou nou beter wees as die fees van die ongesuurde brood? En nou lees 'n mens die evangelies en ons sien hier veral Lukas hoe daar 'n sekere bepaalde momentum opgebou word na Jerusalem. Ons luister na wat die Here Jesus sê. En aanvanklik lees ons ook dat die disippels dit nie baie mooi verstaan nie, maar daar is wel een wat iets daarvan verstaan, en dis Judas, want net in die voorafgaande gedeelte
die eerste 6 verse hier uit hoofstuk 22, lees ons dat Judas begin om te onderhandel, om die Here Jesus uit te lewer. En die rede daarvoor was dat die Here Jesus vir hom 'n teleurstelling was. Die Here Jesus het nie voldoen aan sy verwagtinge nie, en hy het duidelik gesien dat hierdie Jesus fenomeen, hierdie messiaanse gebeure nie sou uitloop op dit waarop die mense gehoop het nie. Ja, vir hom was Jesus in 'n sekere sin 'n valse Messias. En hy het natuurlik ook maar 'n klomp jare van sy lewe spandeer en hy wou dalk ook maar iets in die proses ook maar daaruit maak vir homself. Maar ons fokus is nou nie vanmôre op Judas nie. Maar ons moet hierdie in gedagte hou. Heel waarskynlik bevind die Here Jesus hom en sy disippels hulle daar in die omgewing van Betanië, Getsemane. Hulle sou die aand immers daar deurbring, daar oornag. Maar daar was hier die gebruik van die fees van die Pasga en die Here Jesus wou bitter graag hierdie maaltyd saam met sy disippels deurbring. Want by daardie geleentheid sou daar iets besonders gebeur. Die instelling van die nagmaal. En nou stuur hy vir Petrus en Johannes. En Lukas maak spesifiek dit duidelik dat dit Petrus en Johannes was. Nou daar is baie verklaringe en verduidelikings, maar ons weet dat Petrus later ook baie plegtig sou beloof het om by die Here Jesus te staan. Ons weet dat Johannes ook natuurlik baie getrou was en baie lief was vir die Here Jesus, menende dat die Here Jesus hierdie 2 persone vertrou het. Want hy wou nie gehad het dat Judas en van die ander moes weet waar hulle hierdie maaltyd sou vier. Want in die voorafgaande gedeelte lees ons waar Judas het uitgekyk vir die geskikte tyd en plek om die Here Jesus oor te lewer. 'n Oomblik waar daar die minste weerstand sou wees. En soos ons reeds gesê, dit was die gebruik in daardie tyd. Mense die fees kon vier daar in Jerusalem. Interessant, mense, en baie kere mense wat 'n bietjie meer welgesteld was, het altyd ook vertrekke, gastekamers in aanhalingstekens, vir vreemdelinge beskikbaar gestel, om hierdie fees van die ongesuurde brood te vier. Maar nou sien ons 'n paar interessante dinge raak. Daar was baie mense. Waar sou 'n gastekamer tog nou beskikbaar wees? Maar dan sê die Here Jesus vir hulle, soek 'n man met 'n kruik water. Nou kan onmiddellik dink mense geestesoog, maar hoeveel van die mense sou daar dan nou wees? Die gebruik in daardie tyd was dit gewoonlik vrouens wat water gedra het in 'n kruik. Daar was mans, maar baie minder, veral as hulle nou slawe was, en hulle het dit gewoonlik in veldsakke gedra. So 'n man met 'n kruik water sou uitgestaan het. Hulle sou onmiddellik raak sien. En so volg hulle dan, kom by die eienaar van hierdie huis, dis nie vir hom vreemd nie, hierdie versoek was nie vreemd nie, en hy sê, die vertrek is reg. Interessant dat dit hierdie bovertrek sou wees. Gaan na jou bovertrek en gaan bid daar. Die bovertrek wat ook hierdie simboliek gehad het van om nader aan die hemel te wees. En dan sê die Here Jesus vir die 2, gaan berei voor. En nou kom die vraag, hoe moes hulle voorberei? Die gebruik in daardie tyd was dat dit gewoonlik die 14de van die maand, Nisan gewees. En gewoonlik so tussen 3 en 5 laatmiddag moes hierdie paaslam geslag word. Ons weet, soos ons lees uit Deuteronomium, Exodus, Levitikus, dat dit 'n paaslam moet wees sonder enige gebrek. En in sy totaliteit moes hy gebraai word, daar moes bitterkrye wees, daar moes ongesuurde brood wees en daar moes wyn wees. En dan moes daar 'n tafel gedek wees en dan moes dit so lae leunstoele gewees het. Ons weet dat gewoonlik het hulle op hulle linkersy gelê by hierdie tafel.
Ons het al die skilderye gesien, die uitbeeldings rondom die laaste Paasete. Nou kom die vraag, nou maar het hierdie 2 disippels nou al hierdie voorbereiding gedoen? Of was die voorbereiding reeds gedoen? As ons na die verskillende evangelies gaan kyk, is dit nie heelwat duidelik nie. Sommige sin speel daarop dat daar dalk selfs meer disippels betrokke was. Maar die vraag is dit die fokus van die voorbereiding? Hierdie voorbereiding was immers trouens nie so uniek nie. Dit het plaasgevind op daardie stadium by talle woonplekke. Dit het plaasgevind oor eeue heen in Jerusalem en terwyl die volk in ballingskap was. En dit was die voorbereiding vir die Paasete of die Pasgaete soos dit bekend gestaan. En gaan kyk ons nou in die besonder na die disippels wat so hard gewerk het, of dit nou 2 was en of dit nou meer was en wat hulle presies gedoen het, maak nou nie saak nie. Maar was hulle voorberei? Hulle het alles presies gedoen. Maar as die Here Jesus met sy disippels begin praat, en met die instelling van die nagmaal, en dit wat daarna sou afspeel, sien ons baie duidelik, dat hierdie disippels was nie voorbereid nie. Hulle het voorsorg getref vir 'n klomp dinge. Maar hulle was nie voorbereid vir dit wat besig was om te gebeur nie. En weet jy geliefdes, dit is so tipies mens. Dit is so deel van ons eie lewens. As 'n mens mooi oor jou lewe gaan nadink, is ons trouens eintlik elke dag besig met voorbereiding, voorsorg tref, seker te maak, daar by die werksplek, dat dinge in plek is, dat as mens bepaalde verslae moet kan lewer, dat dit reg is, as jy by 'n vergadering bepaalde antwoorde moet gee, dat jy dit kan doen, dat jy sekere e-posse kan stuur, jou werk moet gedoen wees, dit moet op datum wees, daar by die skool moet 'n mens voorbereid wees, dat as die juffrou sê, kom gee jou praatjie, dat jy jou praatjie kan praat, of as jy 'n toets moet skryf, of 'n taak moet ingee, daar op die sportveld moet jy voorbereid wees. Jy moet voorbereid wees vir daardie doktersbesoek, daarom dat ons mediese fondse uitneem, en polisse uitneem, korttermynversekering en langtermynversekering, en so kan ons maar aangaan, laat ons tog net voorbereid is vir die onvoorsiene. Maar broer en suster, ons elkeen wat vanmôre hier sit, en veral wat ons nou al so 'n bietjie 'n paar tree in die lewe gestap het, weet dat 'n mens tog nooit werklik 100% voorbereid kan wees. Jy is nooit 100% gereed nie. Daar kort altyd. Jy het altyd iewerste iets gemis, aan iets nie gedink nie, nie besef of gedink so iets kan gebeur nie. Ons lees trouens daarvan elke dag. Tans word die wêreld eintlik maar gewurg, net omdat iemand nie oordentlik voorbereid was en aan bepaalde uitkomste nie gedink het. Maar hoe dit ook al sy. Nou kom die vraag, nou maar hoe berei ons onsself dan nou voor vir die nagmaal? Of anders gestel, hoe kan ons voorbereid wees, dat ons met 'n geruste hart aan die tafel van die Here kan kom aansit? Want deur die jare heen, en het dit ook al by vorige geleenthede genoem, dat baie mense baie kere sê, maar ek is nie gereed nie, eintlik ek is nie voorbereid om aan die tafel van die Here te kom aansit nie. My antwoord is altyd, Judas het aan die tafel gesit. Petrus het aan die tafel gesit. Thomas het aan die tafel gesit. Ou Matteus, wat ook Leefi was, die skelm tollenaar wat mense se geld links en regs gesteel het, op 'n stadium het ook aan die tafel gesit. En so kan ons elkeen se naam
maar opnoem. Die punt is, hierdie disippels was nie voorberei. Want dit wat sou gebeur, het hulle nie ten volle verstaan. Trouwens, ons lees dat elkeen van hulle die Here later in die steek sou laat. En dit ten spyte van hierdie voorbereidings met die oog op die fees van die ongesuurde brood en die kragtige simboliek, en ons dink aan die bloed, aan die deurkosyne en daardie verhale wat oor vertel is, en hulle sit hier in die midde van die Messias, die seun van die lewende God, en hy waarsku hulle en hy praat in alle erns met hulle. Nie voorbereid nie. Die voorbereiding, broer en suster, lê by God. Daarom dat die Here Jesus sê, gaan, julle sal 'n man kry met 'n kruik, en hy sal julle lei by 'n huis. En dan lees ons interessant, dat daardie vertrek, daardie bo-vertrek, was reg. Dit was 'n plek. Ons weet nou nie veel van die fynere detail nie, maar daardie plek, daardie oomblik, dit wat daardie aand moes gebeur met die instelling van die nagmaal, wat later eers ten volle begryp sou word, dit was 'n plek. En dit stem so mooi saam met as wat ons ook voorheen lees in Lukas 19, as Here Jesus Jerusalem ook betree, dan sê hy ook vir hulle, gaan kry 'n donkie. Dan sê hulle, my leermeester het hom nodig. Dan is die donkie daar, hy is reg. Dit maak nie sin nie, maar dit gebeur so. Ons kan na hierdie gedeelte kyk en dit probeer logies te verklaar, maar dan moet 'n mens dit ook gaan plaas in 'n oorweg van waarskynlikheid met al daardie hordes mense en al daardie huise. Ek meen, daar kon enigiemand opgedaag het en gesê het, maar ons meester, ons gesinshoof, ons familiehoof, het jou gastekamer, jou bovertrek nodig, en die persoon sou gesê, dit is reg. Baie sou kon sê, dis maar toevallig. Nee. Dit is God wat dit in gereedheid bring. En baie kere kyk ons ook na die Christus gebeure wat hierna afloop met die inhegtenisneming, dit wat daar in Getsemane gebeur het, en die chaotiese verhoor, en die brutaliteit van die kruisiging, en die onreg, en alles wat daarmee saamgaan. Maar dan kom ons by die opstanding, en ons kom by die hemelvaart, wat ons donderdag ook weer kon herdenk. En dan is dit daar of daar 'n wêreld vir 'n mens oopgaan, en 'n mens besef, maar God was nog altyd in beheer. Here Jesus was voorbereid, God was voorbereid, want hy het dit voorberei, dit moet so wees. Hoekom doen die Here dit? Die Here Jesus sê by geleentheid, ons lees dit daar in Markus reeds in die begin, dan sê die Here Jesus, ek het nie gekom vir die wat gesond is nie, ek het gekom vir die wat siek is. Die Here Jesus weet, God weet, dat ons met ons beste bedoelings en ons slimmigheid en alles wat daarmee saamgaan en met al ons talente nooit voorbereid is nie. Ons spook en spartel maar. Adam en Eva was nie voorbereid nie, al het die Here hulle gewaarsku. En so kan ons die een voorbeeld na die ander voorbeeld opnoem. Dis elke keer God wat kom en ingryp. En broer en suster, dit sou dit moet wees, dit sou dit mag wees, en dis waaroor nagmaal eintlik in die diepste sin ook gaan, en in die besonder as dit gaan oor die voorbereiding, want al die dingetjies wat ons gaan doen en seker maak, alles is reg, is maar voorsorg wat ons tref. Maar die groot gebeurtenis hier is, en daar is die Heidelbergse katekismes reg, gaan dit eintlik oor onsself ondersoek, om eintlik tot die besef te kom, maar ons is nie voorbereid nie. Ons het hulp nodig. En dis waarom die Here ons uitnooi en sê, kom, die fees is gereed. Dink daar uit Lukas 14 uit die gelykenis
waar die Here die gelykenis vertel waar die slawe uitgestuur word en vir die mense sê, kom, die feesmaal is gereed, en elkeen het 'n verskoning, die een het 'n stuk grond gekoop, en die een het getrou, en die ander een het diere gekoop, osse of so meer, en dan sê die Here, nee, gaan haal die mense, sê die fees is gereed, kom sit aan. Nie een van die mense was gereed nie, hulle het dit nie verwag nie, maar hulle kom sit aan. Want jy sien, geliefdes, die Here is gereed, die Here is voorberei. En daarin lê die kruks van ons geloof. Ons probeer so hard om voorberei te wees. En ons kry dit nie reg nie. Nie laat ons nou moet onverantwoordelik raak nie, natuurlik nie. Maar ons dien 'n God wat voorberei is. Ons dien 'n God wat gereed is. Ons dien 'n God wat in beheer is. En in die tyd waarin ons leef, is dit belangrik dat ons dit weer hoor. Toe daardie disippels aan daardie tafel kom aansit en die Here Jesus daardie brood breek en daardie wyn uitdeel, het hy geweet, hierdie manne is nie voorberei nie, maar ek is voorberei. En dis waarom die Here ook die nagmaal ingestel het. Geliefdes, laat ons ook elke keer moet besef dat ons het die voorbereiding van die Here nodig. Want as dit van ons afhang, sal ons nooit gereed wees nie. Wie van ons is gereed? Dis nogal 'n vraag wat baie kere vir mense op sekere platforms gevra word, uitgeskree word. Is jy gereed om vandag jou Skepper te ontmoet? As jy eerlik is, nee. Maar God dank, die Here is gereed om ons te ontvang. 'n kind van die Here maak erns met homself, is eerlik met homself en besef hy die Here nodig. Ons berei natuurlik voor, ons lees die Bybel, ons bid, ons doen ons bes, ons lewe 'n lewe wat die Here van ons vra, maar gaan meet ons lewens aan die 10 gebooie en al die voorskrifte vir môre, dan is daar iewers te goed wat ons almal ook maar 'n bietjie pla as ons eerlik is met onsself. Ons almal het byvoorbeeld ook al revolusie bedink teenoor die staat. Kom ons wees ook nou maar eerlik. Ons raak ook maar kwaad en opgewonde oor 'n klomp goed teenoor familie en vriende wat ons baie keer kwaad maak of te nakom, hoe dit ook al mag sy. Maar dit is juis waaroor die nagmaal ook gaan, nie om van die tafel af weg te bly nie, maar om juis te kom aansit. So broer en suster, die kort en die lank is dit, as u voel, en daar is al van die vanmôre wat inluister en kyk, ek bly volgende week van die nagmaaltafel af weg, want ek is nie gereed nie, ek is nie voorbereid nie. Dis reg, die tafel is in die besonder vir mense wat nie voorbereid is nie, want God is voorbereid, God is gereed, en God nooi ons uit om te sê, die tafel is gereed. Hierdie bovertrek skryf iemand ook so mooi, hierdie ook die simboliese waarde, die simboliek ook weer eens van die ontmoeting tussen hemel en aarde, wat op daardie stadium was 'n bovertrek, maar die hoogste plek, of die hoogste punt, die naaste aan die hemel, soos wat mense nou maar menslik dit kon sien en kon verstaan. Dis hierdie ontmoetingsgebeure tussen God en mens. En daarom, broer en suster, word u volgende week uitgenooi deur die Here. Die Here is voorberei. Die Here se tafel is gereed. Kom sit aan en word versterk in die geloof. Word versterk in u lewe, word versterk in u voorbereiding, die besig wees, die worstel, die stoei in die lewe, die geloof. God dank dat ons so genadige God het, wat met ons op pad stap. Geliefdes, kom sit volgende week, en kom drink en kom proe en besef, dat die Here is vir ons oneindig goed.
Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, ja Heer, ons probeer ons bes en ons skiet ver tekort. Wie van ons wat vanmôre hier staan en sit, kan sê ons is voorbereid, ons is gereed. Ons kan nie. Maar wat ons wel kan bely en met 'n vaste sekerheid in die diepte van ons harte glo, is dat ons 'n God het wat leef, 'n God wat voorbereid is, 'n God wat gereed is en 'n God wat dit vir ons kom wys het in sy geliefde seun Jesus Christus. En dit is U, hierdie lewende God, wat ons uitnooi om te kom aansit aan U tafel wat U voorberei het. En ons mag daarin deel. Dit is soms die grootste raaisel en wonder van die lewe. Nie die mislukkings van ons voorbereidings nie, of ons tekortkomings nie. Nee, die grootste raaisel is die feit dat U vir ons gereed is. Dat U vir ons reg staan. Dat selfs 'n jong seun tussen die skape van sy pa dit so mooi kon neerskryf in 'n pragtige gedig en kon sê, U laat my aansit by 'n feesmaal terwyl my teestanders moet toekyk. Ja, selfs ou Dawid het iets daarvan verstaan. Here, dankie dat ons die voorreg het om volgende week aan 'n feesmaal te kan kom aansit. Dat ons mag deel wees van U voorbereiding. Die voorbereiding om ons deel te maak van die ewige koninkryk. Vader, ons pleit, wees ons genadig. Here, wees met ons geduldig. Here, vergewe ons vir al ons tekortkominge, vir ons selfversekerheid en ons arrogansie en ons verwaandheid. Ons wat onsself op die skouers klop en onsself oortuig, ons is gereed, ons is in beheer. Ook maar om eerlik na die wêreld te kyk en na die chaos te kyk en dan besef ons is nie. Maar U laat ons volgende week weier kyk. Dankie daarvoor, Here. Vader, ons bid, wees met elke broer en suster. Hou U hand van seën en genade oor elkeen van ons uitgestrek. En mag ons bewus wees van U nabyheid, elke dag, elke oomblik. Dit bid ons in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Broer en suster, ons sing weer saam die baie bekende, maar ook 'n pragtige gebed, 'n aansluiting, 'n aanvulling. Daaruit Gesang 276, strofes 1 en 2. En dan na die uitspreek van die seën sing ons saam daaruit Gesang 286.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.